Goeiedag, dit is maandag die 22ste November, die jaar stap stadig maar seker einde se kant toe en dit is weer tyd vir ons weeklikse oordenking. Ons gaan vandag saam lees vanuit 2 Korintiërs 4 en ons gaan lees vanaf vers 1. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen. En ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as diensknegte om julle ontwil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood, om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Ons het dit nou waarskynlik 'n paar keer gehoor en gesê dat Paulus hierdie gemeente van die Korinte aan wie hy nou skryf, met baie moeite bearbei het. Dit was 'n baie moeilike klomp mense bymekaar. En ons weet Paulus het as apostel baie met hulle gestoei en gespartel, hy het hulle met raad en daad bedien en hy het in die besonder baie trane oor hulle geestelike welstand gestort. En nadat hy die eerste brief geskryf het, het hy hulle ook self besoek. En daardie besoek staan bekend as die sogenaamde smartvolle besoek. En dit was 'n besoek waarin hy deurgeloop het onder 'n klomp beskuldigings en beledigings. En dan skryf hy nog 'n brief aan hierdie gemeente, die sogenaamde tranebrief, waarin hy hulle radikaal tot bekering oproep. En nou ontvang hy verslag dat die gemeente gehoor gegee het aan die woord van God, hulle tot bekering gekom en hulle optrede het verander, dat hulle so op die regte pad begin loop het. En nou in dankbaarheid skryf Paulus hierdie brief, die tweede brief van die Korintiërs, wat eintlik die vierde brief is wat hy aan hulle rig. Maar tot sy groot ontsteltenis verneem Paulus ook dat daar valse apostels is wat in die gemeente en eintlik in die stad aan die werk was. As mense uit die geleerdere van die Judaïste wat die gemeente wou afrokkel na die ou gebruike van die Ou Testament, die seremoniële wette. Terloops is daar vandag nog baie mense wat dit wil doen. Hebrew Roots is in Suid-Afrika ook die oorkoepelende naam vir die beweging wat die Nuwe Testament verdag maak, die evangelie verduister en die mense se gedagtes vertroebel met ou Joodse dwalinge. Nou weet ons hierdie Judaïste was kliphard aan die werk in die stad Korinte. En hulle doel was nie om die gemeente op te bou nie, maar om af te breek en te vernietig. En heel ironies is hulle nou besig om vir Paulus te beskuldig van allerlei dinge. Hulle probeer hom in diskrediet bring en die egtheid van sy apostelskap in twyfel trek. Hulle bevraagteken doelbewus sy motiewe en probeer sy persoon aanval. Want watter makliker manier is daar om die boodskap te vernietig as om die boodskapper sleg te laat lyk. Trouwens, jy kan 2 Korintiërs 3 gaan lees om te sien hoe dat hierdie valse leraars valse getuienis of valse attestate gekry het om die valse leer in Korinte te bring. En in Paulus se afwesigheid het hierdie wolwe in skaapsklere vir die gemeente begin lieg. Hulle het gesê, Paulus is die een wat vir julle lieg. Hy sê vir julle allerlei mooi dinge, maar eintlik wil hy julle moet meer van hom dink. Hy werk onder julle vir sy eie gewin. En hy doen dit alleen sodat daar vir hom voordeel uit sou kom. Hy is nie eerlik met hulle nie. Hy is niks anders as 'n geestelike geloofswendelaar nie. Hy wil julle van 'n klomp dinge beroof en die minste daarvan is julle geld. En wat is die antwoord van die apostel dan? Paulus antwoord heel rustig, want hy het die waarheid aan sy kant. Hy is bewapen met die swaard van die woord. En dood eenvoudig is Paulus se bediening nie een gewees van eie gewin,
om hom as mens op 'n troon te plaas nie, maar die een wat hom gestuur het. Sy antwoord is konstant. Ek verkondig Christus. Ek is 'n dienskneg van Jesus Christus, die een wat die lig is, getuig ek bloot van. En dit is hy wat ware verligting bring. En dan sê hy, ons is maar erdekruike. Die nuwe vertaling praat van kleipotte wat maklik breek. En so gebruik Paulus 'n pragtige Oud-testamentiese voorbeeld om 'n punt tuis te bring. Pottebakkers werk was ook in die Nuwe Testament, waarin Paulus nou skryf, 'n algemene gesig, maar veral ook in die Ou Testament. Gaan kyk maar na gedeeltes soos Jeremia 19 en 20. Dit was 'n algemene gesig en daar het wonderlike voorwerpe uit die pottebakkers se hande voorgekom. Hulle het pragtig dit versier en dit was baie mooi om na te kyk. Opgrawings wat vandag nog in Bybellande gedoen word, wys vir ons die kosbare werke waarin daar groot tyd spandeer is en dit was 'n baie groot bedryf in die tyd. Tog, kleipotte was maar bros voorwerpe wat maklik kon breek. En dink nou hier nie aan kleurvolle, geglasuurde dierpotte wat ons vandag kry nie, eerder aan 'n gewone hoop klei wat in 'n gewone pot omskep is en hard gebak is in 'n oond. En omdat daardie pot van klei gemaak is, kon hy baie maklik breek. Hy was goedkoop. En wanneer daardie pot dan nou uiteindelik sou breek, kon hy net een kant toe gegooi word en 'n nuwe een opgetel en gebruik word. En dan besef Paulus ook in homself wat dit beteken om 'n breekbare kleipot te wees. Self is hy al verdruk, vervolg, gegeesel en gemartel ter wille van die evangelie. Hy het letterlik die littekens van die evangelie aan sy lyf. Later noem hy homself die gesant in kettinge en hy word later ook dan ter wille van die evangelie tereggestel. In homself kom hy ook die breekbaarheid en nietigheid van die mensdom agter. En ten spyte van sy vaste voorneme om gehoorsaam te wees, sê hy telkens, soos hy dit in Romeine 7 sê, ek begryp nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen eerder, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit juis doen ek. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Romeine 7 vers 15 en 19. Saam met Paulus kan elkeen van ons dan ook erken, ons is breekbare erdewerk, swak en nietig. En tog is Paulus nie besig om hierdie woorde te skryf om die Korintiërs van vooraf te verdruk nie, of bedruk nie. Hy skryf dit nie sodat hulle daarmee verhinder sou word om diensknegte van die Almagtige te wees nie. Hy skryf dit nie sodat daar 'n verskoning kan wees dat mense maar kan terugsit en kan maar nederig sou kon sê, ek is te klein, ek is te swak, te breekbaar, te onbruikbaar nie. Ja, hierdie breekbare kleipotte is in hulle self nie iets werd nie, maar dit het alleenlik betekenis omdat dit vir 'n bepaalde en 'n belangrike doel bruikbaar is. Want dit weet ons, in die potte is destyds kosbare voorwerpe gestoor. En daardie kleipotte is enigiets onder die son geberre, van rykdom tot waardelose dinge, van kos tot vloeistof. Destyds was dit ook 'n algemene gesig, as 'n volk in ballingskap weggevoer is daar in hierdie kleipotte die tempelskat en ander belangrike dinge wat vir hulle van waarde was weggedra, sodat wanneer die volk wat weggevoer word, hierdie kleipotte gesien het hulle die rykdom wat daar binne is raak gesien en nie die kleipot op sigself nie. En dan skryf Paulus hierdie woorde, nie om klem te lê op die swakke kleipotte nie, juis om klem te lê op dit wat binne die kleipotte gestoor word. Hy sê, hierdie skat wat ons in ons het, en daardie woordjie skat dui op iets met groot waarde, op groot rykdom, iets wat wonderlik is om te besit, dit is iets wat belangrik is, wat jy moet en wil bekom ten alle koste. En wat is hierdie groot skat? In ons gedeelte wat ons saam gelees het, Paulus het 'n paar goed genoem. In vers 4 is dit die lig van die evangelie. Die lig van die kennis van die heerlikheid wat God van Jesus Christus uitstraal in vers 6. Hierdie kosbare skat is die evangelie van Christus. Sy heilige ontvangenis en sy geboorte uit 'n maagd. Sy lyde onder Pilatus, sy kruisiging, sy sterfte waarna hy begrawe is. Die glorieryke opstanding en oorwinning oor die dood. En die hemelvaart waar hy nou aan die regterhand van God sit. Dis die boodskap van die wederkoms wanneer hy ons weer tot hom sal neem. Die dag waarop die lewendes en die dooies geoordeel sal word. Die vertroosting van die Gees wat in ons woon en werk. Dan echo die woorde van Jesus in ons ore.
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, Matteus 6 vers 21. Dink net vir 'n enkele oomblik hieroor. Die kosbaarste skat in die wêreld, binne in sondige, sterflike, swakke mense. Die waardevolste skat in aardse kleipotte. Ja, dit is wonderlik om so gebruik te mag word. En wanneer Paulus hierdie wonderlike beeld gebruik, dan sê hy, kyk nie na die verpakking nie, kyk na die skat. Dit gaan oor die skat, dit gaan nie oor die pot nie. Maar waarom maak God gebruik van hierdie potte om die skatte in te bære? Want as hierdie alles oortreffende krag kom van God af en nie van ons nie. En die woordjie alles oortreffend beteken letterlik om verder te gaan, dit beteken groter as. Dit dui in 'n sekere sin onmeetbaarheid aan. In Efesiërs 3 sê Paulus dat God krag het om te doen verder as wat ons kan bid of dink. Dis die krag en genade wat alles oortref. Dit dui God se onmeetbare groot werking aan. Dit dui daarop dat dit in die eerste plek nooit oor die breekbare pot gegaan het nie, maar oor die een wat die pot gebruik. God se krag word dan geopenbaar in mense. En veral dan ook mense wat in die oë van die wêreld armlastig en onbenullig is. 'n Aantal ongeskoolde vissermanne wat Jesus volg en vervul word met die Heilige Gees en eindelik hierdie skat, hierdie evangelieboodskap reg oor die aarde bedien. En kortom is dit die boodskap wat ons vandag moet vasvat en onthou. Ons kan nie onder enige omstandighede lewe asof ons op onsself aangewese is vir krag nie. Wat sê die Here hier met hierdie gedeelte vir ons? Bring jou swakheid voor hom en hy maak ons sterk vir ons taak. Dit is sy krag, sy skat, sy bediening wat hy aan aardse kleipotte toevertrou het. In 2 Korintiërs 4 is in 'n sekere opsig 'n wonderlike viering van die almag van God. Dis 'n korrektief op die mens se geneigtheid om homself te vier, om die eie ek te streel. Ons leer hier van alles oortreffende krag, krag van buite die mens, krag wat ons nie kan besef, bedink of bevat nie. Kom ons dink so daaroor. God is by magte om die evangelie te verkondig en te bedien vanuit erdekruike, swakke werktuie. Hy laat sy boodskap kragtig reg oor die uithoeke van die aarde verkondig, ten spyte van die boodskappers. Hy bring mense tot bekering deur die dienswerk van breekbare, ja selfs gebreekte kleipotte. Dit is die krag van God se werk. Dit is by magte om alle menslike swakheid te oorskadu. Ons is maar swakke kleipotte. Ons is maar hulpeloos en swak. Ons is werklik tot niks in staat indien ons nie die krag van God ontvang nie. Daarom behoort al die eer en die glorie vir ons dienswerk alleen aan die Here. Ons kan hierdie boodskap eintlik dan ook saamvat in dit wat Paulus 'n entjie verder in 2 Korintiërs 12 skryf. As ek swak is, dan is ek sterk. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons loof en prys die heilige naam, dat ons aan die begin van nog 'n werksweek kan wees, en dat ons met ons krag en ons talente U mag dien. Ons besef die krag waarmee ons U dien, is nie dit wat ons op sigself het nie, maar wat U vir ons gee. Wil U ons daarom gebruik in die diens? Wil U ons rustig maak voor U aangesig om te woon en werk hier waar ons geplaas is? Vader, daar is soveel dinge waar ons U kan loof en prys, en ons wil daarop fokus. Ons wil nie kyk na dit wat negatief is en al die omstandighede wat ons dalk kan verdruk nie, want die is daar baie van. Maar U bring U boodskap en U evangelie en U genade oor ons lewens, sodat ons mag opkyk, ons koppe mag optel, en woon en werk en dien voor U aangesig. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag elkeen 'n lekker week hê, tot ons mekaar ook weer sien. Totsiens.